Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons is nog besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En die Here leer vir ons wonderlike waarhede in hierdie boek wat ons kan toepas ook in ons eie lewe. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons gaan nog vanmôre een vers van Openbaring hoofstuk 4 in meer detail bespreek. Kom ons lees vanmôre Openbaring 4 vers 4. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone. En op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangetree en op hulle koppe was daar goue krone. Broeder en suster, hierdie is deel van 'n openbaring van Jesus Christus wat hy aan sy diensknegt Johannes geopenbaar het op die eiland Patmos. Nou in hierdie gedeelte, in die begin van hierdie hoofstuk, lees ons hoe daar 'n deur vir Johannes oopgemaak is in die hemel. En hoe Johannes in hierdie visioen wat hy gesien het, die hemel kon sien. Daar is vir ons so 'n klein kykie gegee van hoe die hemel binnekant lyk. En een van die eerste dinge wat Johannes gesien het, was dat daar 'n groot troon was en iemand wat op die troon sit. Hierdie woordjie iemand word met 'n hoofletter vertaal. Dit dui dus op God self. En rondom hierdie troon was daar 24 ander trone waarop ouderlinge gesit het en hulle het wit klere aangetree en op hulle koppe was daar goue krone. Nou ons het reeds gister gesien toe ons stil gestaan het by hierdie gedeelte dat hierdie 24 ouderlinge simbolies is van alle gelowiges in die hele wêreld. Dit dui op die 12 stamme van Israel met die 12 disippels, almal gelowiges. In vandag se terme kan ons sê dit is alle gelowiges oor alle eeue oor die hele wêreld heen. Hierdie hele gedagte is 'n simboliese gedagte om die volkomenheid van die totale Christendom te beskryf. Almal wat in die hemel saam met God sal wees, al sy gelowiges, gaan saam met hom heers. Hulle gaan op trone sit. Hulle gaan wit klere aan hê, 'n simbool van hulle heiligheid en reinheid, en hulle gaan krone op hulle koppe hê, wat daarop dui dat hulle saam met God gaan regeer tot in ewigheid. Nou in ons moderne tyd is daar 'n tendens waar mense een of ander teorie kom bekendstel oor die hemel. Waar hulle sê dat in die hemel daar verskillende vlakke gaan wees waarin gelowiges gaan woon. Dit hang alles af hoe groot jou geloof is, hoeveel goeie werke jy gedoen het en watter mooi lewe jy ook al gehad het. Hierdie teorie is van mening dat gelowiges hoër as ander gaan wees in die hemel, dat sommiges 'n ereposisie gaan beklee en ander 'n laer posisie. Nou as ons na hierdie gedeelte van Openbaring kyk, Openbaring 4 vers 4, dan is dit 'n heeltemal 'n ander gedagte wat ons hier kry. Nêrens in die boek Openbaring sien ons dat daar verskillende vlakke in die hemel gaan wees, waar sommige gelowiges hoër as ander gaan wees en party op 'n laer vlak nie. Hierdie hele gedagte wat Johannes hier sien en hierdie visioen wat aan hom geopenbaar is hier in Johannes 4 met die 24 trone wat rondom God se troon is, dui vir ons daarop aan dat Jesus in die middel van sy gelowiges is en al sy gelowiges, al sy kinders sal rondom hom wees op 24 trone om saam met hom te regeer op dieselfde vlak. Ja, die Bybel is dit duidelik dat daar verskillende belonings gaan wees. God sal besluit wat elkeen sal ontvang in die hemel. En elkeen wat in Jesus Christus glo, sal 'n beloning ontvang. Dit is die Bybelse boodskap. Maar ons kan nie sê dat sommiges in 'n hoër vlak en ander in 'n laer vlak sal wees nie, want dit rym nie met hierdie gedagte van Openbaring 4 vers 4 nie. God se troon sal in die middel wees. Hy het die opperste gesag, die hoogste gesag.
Aan hom kom toe die lof en eer en aanbidding. En sy kerk, al sy ware gelowiges, sal rondom hom wees op 24 trone, waarin hulle saam met hom sal regeer, in wit klere, met krone op hulle koppe, en dit is die teken van die oorwinning van al sy gelowiges. Kom ons maak hierdie mooi gedagte vandag ons eie, en ons prys die Here se naam, omdat hy vir ons 'n plek soos die hemel kom gee het, en dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang in die hemel, rondom God se troon, ewig by hom. En mag die Here hierdie mooi boodskap in ons harte vandag bevestig. Kom ons bid saam. Baie dankie troue God en hemelse Vader, dat ons vanmôre in aanbidding voor U kan buig, en vanuit U woord hierdie wonderlike waarhede kan leer. Dankie vir 'n plek soos die hemel wat U vir ons voorberei het. Ons sien uit om by U te wees. Here, ons loof U, omdat ons as U kinders skoon gewas is in die bloed van Jesus Christus. Dat ons ook wit klere sal ontvang in die hemel, as 'n teken van oorwinning en heiligheid. Terwyl ons hier op aarde is, bid ons vir wysheid, vaste geloof en volharding. Lei vir ons vandag op ons lewenspad, en laat ons met die oog op Jesus elke dag toegewyd lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, 'n mooi dag vir u.